Kunsmatige intelligensie is besig om moderne geneeskunde drasties te verander. Met miljoene mense wêreldwyd wat steeds beperkte toegang tot basiese gesondheidsorg het, bied hierdie tegnologie nuwe hoop vir meer inklusiewe en bekostigbare mediese dienste. Maar saam met die opwinding kom ook vrae oor etiek, opleiding en iets soos vertroue. Ek gesels nou met Dr. Angelique Coetzee om meer uit te vind. Dokter, wat 'n voorreg om dokter terug te hê hier in die ateljee. Goeiemôre, en dit is altyd vir my lekker om hier te wees en te deel. Goed, so kunsmatige intelligensie, hoe kan dit in Suid-Afrika se gesondheidsorgstelsel gebruik word? Okay. Kan ek net eers een mite regstel? Kunsmatige intelligensie is nie 'n nuwe dokter nie. Hy gaan jou nie ondersoek nie. Hy gaan nie met empatie na jou kan luister nie. En hy gaan die data wat jy vir hom gee, gaan hy gebruik. So as jy vir hom 'n klomp nonsens vertel, gaan hy vir jou 'n klomp nonsens terugvertel. Ek dink ons moet net eers daai seker maak, want ons mense wat dink dit is die antwoord vorentoe, ons het nie meer 'n dokter nodig nie. Dis die Engelse term is 'n tool. So het ons hierdie goed nodig in Suid-Afrika? Ja, ons het dit nodig. Ons het nodig om hierdie data, want dit is 'n baie goeie dataversamelaar ook. Ons kan dit gebruik in die primêre gesondheidsorg, ons kan dit gebruik in hospitale, ons kan dit gebruik om te sê, jy weet, ons het soveel diabetespasiënte, dit is die gemiddelde suikerwaarde, dis die medikasie waarop hulle is, werk dit vir hierdie pasiënte, dis hulle gemiddelde gewig. Ons kan al daai data bymekaar sit sonder om bome af te sny. As ons net die staat sover kan kry ook om hierdie data op goeie programme, kunsmatige intelligensieprogramme te kan begin versamel en dat ons almal kan saamwerk, want ons het nie goeie data in Suid-Afrika nie. Moenie dink daar's goeie data oor primêre gesondheidsorg, oor hoe ons diabetes behandel, hoe ons hoë bloeddrukke behandel nie. Daar is nie, ons het die data nodig. So hoe kan hierdie help? Dit kan ons help met data, dit kan ons help met beplanning, dit kan vir ons help as ons vasbrand met 'n verslag en ons is nie seker of hierdie verslag korrek is nie, kan ons dit altyd vra, help my om hierdie verslag te interpreteer, sodat ons na 'n klomp spesialiste toe moet gaan. Dis nou op primêre vlak, op spesialistvlak. Daai spesialis kan in 'n klein dorpie sit en 'n operasie doen waarin hy gelink kan word in 'n ander land en hulle kan saam via kunsmatige intelligensie kyk wat hulle hier kan doen. Maar ek gaan weer sê, die term is kunsmatige intelligensie. Die term is nie ingebore intelligensie nie. Ek wil juist vir dokter vra, wat is dokter se opinie oor die ander dokter of gewilde dokter, Dr. ChatGPT? ChatGPT is 'n wonderlike metgesel as jy vir hom jou mediese of jou laboratoriumverslag gee en jy gee hom die inligting en jy gee hom baie inligting en hy kan jou help om daai te verlees. Dit is uit 'n mediese oogpunt. Vir die pasiënt, ek dink dis daai wat garbage in, garbage out. So baie pasiënte verstaan nie eers hulle simptome nie, jy weet. So 'n pasiënt sal sê, ek het 'n uriene-infeksie. Dan weet hulle nie eens wat die simptome is nie, maar hulle sal byvoorbeeld vir Chat sê, ek het 'n uriene-infeksie en wat moet ek doen? En Chat gaan vir jou sê wat jy moet doen. Maar dan sê ek altyd, maar wie die diagnose gemaak? Jy het die diagnose gemaak, nie Chat nie. So Chat is so goed soos wat jy vir hom gee en Chat is jou tool wat jy gebruik. Belangrik. Hy's nie jou dokter nie. Wel, watter spesifieke KI-toepassings dink jy gaan die grootste impak hê? Ek neem aan dit is waarskynlik een daarvan. Ja, ek dink die grootste impak is as ons gaan kyk, daar is, dit klink nou baie snaaks, maar daar's wonderlike stetoskope daar buitekant, wat vir jou baie mooi kan help, maar die goed is onbekostigbaar duur en in Suid-Afrika kry ons hulle nie. Daar's 'n klomp tools, weer eens, daar buite, wat ons as algemene praktisyns en spesialiste kan gebruik, wat vir ons kan help om beter gesondheidsdienste te gee. Ons kan ook in 'n ver afgeleë dorp. Ek kan in Pretoria sit en ek kan 'n verpleegkundige aan die ander kant hê en ek kan al die tools hê en ek kan daai pasiënt ondersoek van waar af ek sit. Dit is daar buite. Wat jy nie kan doen nie,
En dit is wat die mediese fondse en ons sien die aptekers is besig om te dryf dat, weet jy wat, ons gaan gou-gou na die apteek toe en ons gaan die verpleegkundige sien en dan gaan sy sommer oor, ek sê altyd oor Zoom, vir die dokter vra wat om nou verder te doen. Die probleem is, medisyne is nie so maklik nie. Daar's baie goed wat jy in ag moet neem. En geskiedenis en 'n fisiese ondersoek is een van die mees belangrikste goed. En ek dink nie dit kan ooit die algemene praktisyn of die dokter vervang nie. Maar ons het gesien in robot toepassings veral by prostaaoperasies. Dis 'n wonderlike tool wat daai spesialiste gebruik. Dis baie meer verfyn as wat die ou sy hande gebruik. Hy kan daai tool, daai robot Da Vinci kan hy gebruik om baie goeie operasies te doen. So ons kan weer eens op ekstrale, daar's niks so goed soos om TB op te tel op 'n ekstraal deur al hierdie data in te voer en daar's baie goeie kunsmatige programme daar buitekant wat dan hierdie goed kan lees. Maar ek gaan weer eens sê, dis so goed, die data is so goed soos dit wat jy vir hom geleer het en dit wat jy invoer. Die feit dat hy met jou kan terugpraat, sê nie daar's 'n mens wat agter in 'n skerm sit en skielik luister hy vir jou en nou word hy my beste vriend nie. Nee, dis 'n tool en ons moet dit gebruik. So dokters wat sê, jy weet, ek gaan glad nie kunsmatige intelligensie, ek gaan nie eers elektroniese rekords gebruik om my data in my spreekkamer te doen nie, moet weer gaan dink, want as jy nie saam met die stroom gaan nie, gaan jy agterbly. Sjoe, dis baie interessant om dit ook te hoor, want ek dink daar is sommige mense wat bekommerd is oor die akkuraatheid van so iets en hierdie stelsels. Dink jy dis nodig om bekommerd te wees? Ja, natuurlik, ek dink dit is nodig. So jy moet weet wie is jou program, jy moet die data baie mooi gaan seker maak. Jy moet weet waar hierdie data gestoor word. Jy moet weet hoe maklik gaan hierdie data hoe maklik kan dit geskerm word daar buitekant, want onthou, dis groot data, dis mense se inligting wat jy daar het. So daar is om die etisiteit van dit, en dan weer eens aan wie behoort die data, daar's altyd 'n bekleier aan wie behoort die data, behoort dit aan die maatskappy, behoort dit aan die dokter, behoort dit aan die pasiënt, aan wie behoort hierdie data. So daar is alles goed wat belangrik is, en soos ek sê, dis vrek belangrik om seker te maak dat jy sisteme in plek het en die etisiteit veral van die HPCSA rondom dit verstaan, sodat jy nie in die moeilikheid as 'n dokter trap nie. Nou, hoe verander kunsmatige intelligensie die rol van dokters en verpleegpersoneel as jy dit moes opsom? Ek meen, maak dit hulle werk makliker? Dink jy dit maak dit miskien meer doeltreffend ook in die proses? Ek dink dit maak dit definitief makliker en baie meer doeltreffender. Maar weer eens, jy moet weet as 'n dokter wat jy wil hê en hoe jy dit gaan vra. As jy dit verkeerd vra, kry jy die verkeerde antwoord terug. En jy moet ook weet wat jy op soek is na. So wat vir my maklik is ek verstaan, jy weet, kom ons gebruik urineweginfeksie, ek verstaan die simptome, ek verstaan al die goed. As ek net die data kan invoer en sê, het jy vir my 'n beter oplossing vir hierdie pasiënt, dan het ons 'n sinvolle gesprek, sonder dat ek hoef artikels te gaan soek. Maar jy moet weet wat jy doen en wat jy soek. Wel, so gepraat daarvan, watter vaardighede of opleiding dink dokter gaan gesondheidswerkers in die toekoms nodig hê om met kunsmatige intelligensie te kan kophou en te kan werk? Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink daar moet baie klem gelê word op watter produkte daar buite is, watter programme, hoe gebruik jy wat, en jy gaan jou dokters moet leer hoe gaan soek ons daai data. En wat kan jy vertrou? Onthou, jy kan ook nie alles vertrou wat ChatGPT vir jou sê nie. Jy moet weet wat jy soek en jy moet ook daai artikels gaan lees partykeer wat hy vir jou gee om seker te maak hy het dit reg geïnterpreteer. So as jy niks weet nie, kan jy nie verwag dat hy vir jou alles moet doen nie. So dis 'n tool, ek gaan dit bly sê, dis 'n tool. Dis nie 'n dokter nie. Hy kan jou nie vervang nie. Ek sê altyd baie van die jong dokters, ek is my baie hartseer om te sê, maar hulle vaardighede om fisies iemand te ondersoek is besig om bietjie agteruit te gaan. En dan sê ek altyd, weet jy wat, as die pasiënt 'n iPad was, het hulle hom ondersoek. Want dit is baie makliker as om die hande op te lê, maar om die hande op 'n pasiënt te lê en te luister na die geskiedenis kan nie vervang word deur
enige kunsmatige intelligensie nie. Daarom sê ek, dis 'n tool. Selfs daai robot wat die prostaatoperasie doen, kan dit nie doen sonder die dokter nie. Hulle is 'n team, hulle is 'n span, hulle werk saam. Dokter het nou verwys na iets soos staatshospitale wat ek dink 'n kwessie op sy eie is as 'n mens dit so kan stel, maar hoe dink dokter kan Suid-Afrika verseker dat kleiner gemeenskappe en ook landelike hospitale nie agterweë bly wanneer dit kom by hierdie tegnologiese ontwikkeling nie? Okay, so eerstens moet ons net altyd seker maak, ons sit net eers korrupsie eenkant. Ons maak net seker die mense wat ons kry om vir ons programme te skryf en te gee weet wat hulle doen en dat dit nie klomp kaders is wat daar sit nie, dat dit regtig goeie programme is en ek dink elke hospitaal of dit privaat of publiek is, moet goeie programme hê want jy moet jou data kan myn. Jy moet weet wat daar gebeur. Jy moet jy weet ek is verstom baie keer as ek sien hoeveel bome word afgesny en hoeveel papierwerk word daar gedoen. En wonder ek altyd wie lees hierdie papiere? Jy weet, jy sit ure in papierwerk invul waar jy dit op 'n data kon sit. En ons is nie daar nie. Ons is nie daar nie. Ons moet daar wees. En dan ook as daar nie 'n dokter is daar in daai spesifieke klein kliniek nie, dan moet daar toegang kan wees tot 'n spesialis of 'n algemene praktisyn wat saam kan werk op 'n ander plek kan sit en vir daai verpleegkundige sê, okay, doen nou die volgende, doen nou dit, doen dat. Wat sê die bloeddruk? Wat's dit? Verstaan, dan kan ons waarde begin toevoeg. Wel, mense sou hoop dat die departement van gesondheid dan dalk 'n bietjie meer innoverend ook optree in die toekoms wat dit betref om daai tegnologiese ontwikkeling ook ten volle te implementeer. Dr. Angelique, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Bly ingeskakel want net hierna vind ons uit hoe tegnologie reeds groot veranderinge in gesondheidsbestuur moontlik maak. Net hier by Goeiemôre, Good Morning. Ek hoop jy is nog heerlik ingeskakel en kuier heerlik saam.